Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Dawid het nie gewag vir perfekte toestande nie. Hy het nie gewag vir goedkeuring van die leer nie. En hy het nie gewag totdat die vrees rondom hom verdwyn het nie. Terwyl ander verstom gestaan het deur die grootte van die reus, het Dawid in geloof vorentoe getree. Hy het dieselfde voor hom gesien as wat die ander gesien het, maar hy het iets geglo wat die ander vergeet het, dat die geveg aan die Here behoort. Wat Dawid anders gemaak het, was nie wat hy in sy hand gehad het nie, maar wie hy in sy hart gehad het. Hy het gevat wat hy gehad het, wat net 'n slingervel in 'n paar klippies was, en God vertrou om te voorsien vir die res. Hy het nie gewag totdat hy 'n beter wapen gehad het, of meer opleiding. Nee, hy het in gehoorsaamheid beweeg met wat hy reeds in sy hand gehad het. Dit is wat geloof doen. Geloof gee die eerste tree en vertrou God dan om dit te voltooi wat gehoorsaamheid begin het. God wag dikwels vir ons om die eerste tree te gee voordat hy sy krag toon, omdat hy wil hê ons moet vertrou. Die reëse val nie terwyl ons stil staan nie. Geloof is nie passief nie. Dit is aktiewe gehoorsaamheid. So baie mense wag om eers gereed te voel, of vir die vrees om eers weg te gaan. Maar Dawid herinner ons daaraan, dat wanneer jy dit wat God reeds in jou hand geplaas het, oorgee in geloof, is dit genoeg. Die vraag is nie of God in staat is nie. Die vraag is, sal jy die eerste stap neem? Here, gee my die moed wat Dawid gehad het, om dit te konfronteer wat ander vrees, en om U te vertrou met wat ek het. Help my om vorentoe te tree in geloof, selfs wanneer ek nie die volle plan sien nie. Leer my om nie te wag vir perfekte toestande nie, maar om U in die oomblik te gehoorsaam. In Jesus naam bid ek dit. Amen.